It's most certainly a privilege for me to be here Dis beslis 'n voorreg vir my om hier te wees vanaand, ver hieronder in Tifton, Georgia. Maar min het ek geweet dat ek die voorreg sou hê om hier uit te kom na hierdie kerk. Maar ons is bly om hier te wees. Net 'n paar oomblikke gelede ingekom en ons sien dat die kamer of die buitekant en die binnekant soort van 'n bietjie vol is. So vanaand het ons net gedink ons sou 'n bietjie tyd hê om kennis te maak om mekaar soort van te verstaan. Want ons het nog 2 aande van diens wat gaan kom. Het my eerste keer gehad, veronderstel ek, sover ek weet, om hand te skud met Broer Perry, die pastoor. En ons kom op die uitnodiging van ons genadige vriend en broer Evans. Ons het 'n tydjie afgehad terwyl ons hierdie keer kan kom. Ons maak gereed om nou oor see te vertrek na 'n groot deel van die wêreld binne die volgende paar maande. Ons is net hierna gaan ons in die Karibiese eilande in en van daar af na Suid-Afrika terug na Switserland, Holland, Engeland, op tot in Noorwe, kom terug gaan oor in Australië. Sydney en Melbourne, weer op na Indië, deur na daardie kant, dan weer terug deur die heilige lande as die Here wil, hier die volgende jaar. So ons het 'n tyd gehad dat ons net kon rondgaan en besoek miskien mense wat ons nog nie ontmoet het nie. En broer Wells Evans, wat so 'n kosbare broer is, en het my verskeie kere gevra om te kom. En ek was hier nie lank gelede nie om hom by sy huis te besoek. En ek het 2 of 3 van julle visse hier rond probeer vang, maar ek weet nie hoe goed ek gevang het nie. Ek dink nie baie goed nie, maar ek wou terugkom om die Christene te ontmoet. En ek het gedink hierdie sou 'n goeie geleentheid wees om hierdie 2 of 3 dae hieronder saam met julle mense deur te bring. Meestal is my bediening om te bid vir die siekes. Ek geen twyfel wat deur die koerante en tydskrifte en so voort dat julle gehoor het van die goedheid van die Here Jesus, hoe hy die siekes genees het en groot wonders en tekens gedoen het. Hoe ons gekom het vanaand het ons gesien, dit sou byna totaal onmoontlik wees om 'n gebedsry te hê. Daar's baie rondom aan die buitekant, soos wat daar aan die binnekant is. Môre kry hulle auditorium of probeer dit die hoërskool of iets. Hulle sal julle daarvan vertel. Ek dink hulle vergader nou daaroor waar ons 'n ry kan hê, sodat ons gebedsrye kan hê en vir die siekes kan bid vir die volgende dienste vanaf môre aan. Waar die dienste ook al wil, sal ons probeer om oor te hardloop en 'n paar gebedskaartjies uit te gee en die mense in die ry kan kry sodat hulle kan kom volgens nommers, omdat dit 'n stelsel in ons dienste was altyd om dit te doen. So dit sal môre aangekondig word, miskien, en hulle sal 'n kennisgewing hier buite hê as dit is, net waar die dienste en watter auditorium dit sal wees môre aan. En as julle hier aan toe kom, sal hulle kennisgewing daar buite hê as ons hier moet voortgaan. Wel, kom julle net reguit hier na toe omtrent 6:00 en of 7 of wanneer dit ook al is. 6:30, 7 en ons sal kaartjies uitdeel. En dan as ons moet uitgaan en weer opnuut begin, wel sal ons die mense in die ry kry tot waar ons vir hulle kan bid. Soos hierdie sou dit baie moeilik wees, maar ons sal op 'n manier regkom. Nou, hoeveel predikers is hier binne? Kan ek sien, julle net julle hande sien opsteek? Dis baie goed. Wel, ek groet julle, my kosbare vriende in Christus. Nou deur te praat oor die jongste prediker wat ek ooit gesien het. Hy is hier omtrent 2 jaar oud wat sy hand opgesteek het. Ek het gedink klein David Walker is omtrent die kleinste een wat ek ooit gesien het, maar hierdie klop hom. Wel, dis baie goed, seun. Ek het een by die huis omtrent soos daardie wat sê hy gaan 'n prediker wees, maar as hy dit doen, sal hy baie moet hervorm. En hy was baie stout nou die dag. Hy het iets gedoen, albei sy susters op 'n stoel gesit. Julle vader se moeder weet wat ek bedoel. Ek gesê, seun, jy het my lank beloof jy gaan soet wees. Wanneer gaan jy soet word? Hy het gesê, wanneer ek 'n prediker word. Die moeder het gesê, jy sal daarop moet verbeter of jy sal nie 'n prediker word nie. Hulle kan net in jou hart inkruip met hulle klein pittige goedjies wat hulle sê.
Nou vanaand is dit baie koud buite vir my. Ek het gedink ek kom hier na toe om weer kalmvoete loop, maar ek sou sien, ek sou verklein as ek dit doen. So baie staan buitekant oral om die gebou en so voort, baie sommige buite in hulle motors, en daar kom nog steeds motors in. So ons gaan julle net nie lank hou nie, net met julle praat en 'n geloof probeer opbring. Vir julle dat wanneer ons tyd kom vir die gebed vir die siekes, dat julle in staat sal wees om te ontvang. Ek dink dat goddelike genesing iets is wat jy eerbiediglik verstandig moet benader, want dit is die werk van God. Nou, God kan nooit teen sy eie wette en reëls gaan nie. Hy sal altyd volgens sy reëls werk. Dis net soos as jy, ek het dit baie keer gesê, as jy 'n heuwel hieroor kan hê en 'n groot artesiese fontein gehad het, wat net water in die lug opspuit, en jy het nog 'n heuwel hier oorkant gehad en dit het 'n oes daarop gehad en die oes het verdor sonder water. Jy kan op hierdie heuwel staan en skree vir daardie water, kom hier na toe en maak die oes nat. Dit sal dit nooit doen nie, beslis nie, dit sal dit nooit doen nie. Maar as jy sal werk volgens die wette van swaartekrag, kan jy daardie water reg oor die heuwel bring en jou oes nat maak, maar jy moet deur 'n wet gaan om dit te doen en dit sal elke keer perfek werk. As jy hier buite in die veld was vanaand en dis donker so dit is, en jy sou sê ek sê wetenskaplik en ek weet dat daar genoeg elektrisiteit in hierdie lug is om hierdie veld te verlig en my te wys hoe om hier uit te kom. Groot elektrisiteit, ek weet jy is hier, wetenskaplike navorsings wys dat jy net hier in die lug is. Skei ook die kool en warm lig en bring dit bymekaar en jy het elektrisiteit. En nou verlig net die pad, want ek is verdwaal. Jy kan skree totdat jy hees word en dit sal nooit lig word nie, maar as jy werk volgens die wette van elektrisiteit, sal dit die pad verlig, sien? Nou, dis hoe dit is met God. Goddelike genesing is baie keer misbruik, sien, maar daar is 'n weg. Daar is waarlik goddelike genesing, maar ons moet werk volgens die wette en gebooie van God om by goddelike genesing uit te kom. Dis daar. Partymal wonder jy waarom sommige genees word en ander nie. Wel, dis omdat een kan volgens die wet en die ander 'n kortpad probeer maak. Maar God het nie enige kortpaaie nie. Ons moet kom almal op dieselfde manier. Daar's geen aannemer van die persoon vir God nie. Vanaand het ek gedink ek sal net met julle praat om soort van met julle kennis te maak. En ek's nie vir julle en julle is nie vir my, maar tog is ons nie vreemdelinge nie. Ons is kosbare broers, susters van die geloof wat in Christus Jesus is. Ons is reisigers hier en vreemdelinge. Ons is bywoners op soek na 'n stad wie se boumeester en oprigter God is daar waar ons verlang om te wees en ons reis saam op daardie pad. Nou voor ek net 'n klein gedeelte van die skrif lees en 'n vers of so iets. Laat ons hoofde net 'n oomblik buig binne en buite as julle sal dierbares, terwyl ons met ons dierbare Here praat. Ons genadige hemelse Vader, dit is inderdaad 'n groot voorreg wat ons vanaand het om te kom en U ons Vader te noem. En die wete dat ons oorgegaan het uit die dood na die lewe, omdat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ons is so bly, Here, vanaand dat ons deelgenote is van sy genade en van hierdie ewige lewe. Niks wat ons gedoen het of niks wat ons kon doen wat so 'n seëning sou verdien nie, maar dis deur die soewereine genade van God. En ons aanvaar dit nederig en glo dit en vertel ander angstig van God se weg. 'n voorsiende weg om die toorn van God te ontsnap by die oordeelsdag en 'n vriend van hom te wees, om in sy teenwoordigheid in te gaan met gewaste siele deur die bloed van sy seun,
Christus Jesus. We are also taught by thy most gracious Ons word, word ook Lord, geleer deur u mees genadige woord, Here, dat hy ter wille van ons oortredinge deurboor and with is his stripes en deur sy we were wonde daar healed. vir ons genesing gekom het. Oh, tonight, O, as vanaand we soos think ons of it, daarin dink, when toe David Dawid cried uitgeroep out en and gesê said, het, Bless the Lord, all my soul. loof die Here, o my All siel, that is en within alles me, wat bless in his my holy is, name. loof sy heilige naam. Bless the Lord, all my soul, Loof die Here, and o my forget siel, en not all vergeet his geen benefits, een van sy weldade nie, who wat forgiveth al julle all thine ongeregtighede iniquity and vergewe healeth en all almal of thy van julle diseases. krankhede genees. How happy we are tonight, Lord, to know with this blessed Hoe bly is ons assurance vanaand, that we Here, have om that te there is weet, met hierdie geseënde versekering wat ons dividends that het, can be dat drawn daar on the dividende policy. is wat op die polis getrek kan word. And we are praying tonight, Lord, that you will bless En ons us bid in vanaand, an Here, dat outstanding u way. ons sal seën op 'n besondere God, look, manier. standing out Soos the ek kyk by die windows as they vensters come down uitstaan, the soos hulle road afkom teen die rye of van automobiles motors, and seeing the precious, hungry hearts standing en die out kosbare there with hongerharte their sien, heads bowed wat daar and buite staan met hulle waiting hoofde for gebuig en a wagtend vir 'n blessing seëning from van God. God, or to hear something that would speak peace to them or would encourage Of om iets te them hoor wat along vrede the vir hulle sou journey. spreek, of hulle sou bemoedig Yes, langs that die you pad. bless them, Vra ons dat u those hulle who are sal standing seën, around hulle wat the rondstaan op die floor and vloer around the en walls teen die and mure aisles, en die paadjies, sitting, some in cars. wat sit party in motors. O Here, mag daar nie 'n hongersiel weggaan sonder om gevul te word deur elke begeerte waarvoor hulle het gekom het nie. Skenk dit, Here. As daar enige in goddelike teenwoordigheid is wat siek en behoeftig is, mag hulle hierdie diens vanaand gesond verlaat. As daar enige is sonder hoop, sonder God, sonder Christus, mag hulle gaan met 'n beker wat oorloop van vreugde. Dat hulle Jesus gevind het, die onuitputlike fontein van ewige lewe. Grant it, Lord. Hear our prayers and speak to us through thy word, for we asked it in Jesus' name. Amen. Skenk dit, Here, hoor ons gebede en praat met ons deur die woord, want ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Over in the book of Isaiah. Oorkant in die boek van Jesaja wil ek graag lees, net 'n oomblik, 'n gedeelte van die skrif. Ek gaan die eerste hoofstuk en die 18de vers neem. Ons ken dit almal, maar ek wil dit net graag lees. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, hulle sal wit word soos sneeu. Al was hulle so rooi soos purper, hulle sal word soos wol. It's a very familiar old scripture text. Dis 'n baie bekende ou skrifteks, en ek het daarin gedink soos ek vandag afgekom het. And was thinking of that is a striking thing. En ek gedink het dat dit treffend is, wanneer God, die skepper van hemel en aarde, sy skepping sou uitnooi. Mankind to come reason with him. Die mensdom om met hom die saak uit te maak. Wat 'n eer om God te hê om 'n uitnodiging te gee. You know, he didn't have to do that. Julle weet, hy hoef dit nie te doen nie, maar hy het dit And he gedoen. invited En hy het uitgenooi wie ook al wil mag kom. He just didn't select a Hy het certain nie net 'n sekere persoon gekies of 'n sekere groep of 'n sekere denominasie of 'n sekere kleur nie. He said, whosoever will. Hy het gesê wie ook al wil, laat hom kom. En dan is ek seker dat dit beteken elkeen van ons het 'n reg. That does me better tonight to know that. Dit help my vanaand meer om dit te weet as wat dit sou gewees het as die skrif gesê het, laat William Branham kom. Want daar mag meer as een William Branham wees. Maar toe hy gesê het wie ook al wil, weet ek dat dit my insluit en dit jou insluit. En ons almal het 'n reg op die boom van die lewe. Daar's baie dinge waardeur ons geëer kan word. 'n Sekere prediker mag ons uitnooi na 'n sekere kerk en dit sou 'n eer wees. A certain society of the city
'n sekere vereniging van die stad mag ons uitnooi na hulle plek en dit sou 'n eer wees. Of ek sou dit sê, wat as ons geliefde president Dwight Eisenhower die beste demokraat uitgenooi het wat daar in Tifton is, om hom te besoek, al verskil hy van hom in politiek, sou dit 'n eer vir hom wees, want president Eisenhower vra. En ek sou dit sê, as hy wel so iets gedoen het, sou ons daaroor spog, reg oor die land, dat president Eisenhower ons uitgenooi het om na die Withuis toe te kom om sake met hom te bespreek. Wel, die koerante sou dit berig, die radio sou vol wees daarvan, die televisie sou dit oral uitbesyn, omdat president Eisenhower ons uitgenooi het om na die Withuis toe te kom, om dit met hom te bespreek. Wat 'n eer! Ons sou dit sekerlik nie weier nie. Maar dink dat God ons uitgenooi het. Die God van die hemel het my en jou uitgenooi, arm, eindige mense, arm, en ons uitgenooi om na hom toe te kom en die ewige lewe te bespreek. Al was ons sonde soos skarlaat en tog sal hulle wit word soos sneeu. Dis bo kan enigiets wat ek my ooit kan voorstel, dat God probeer om die saak uit te maak met die skepping wat hy gemaak het, maar hy het ons uitgenooi om te kom. En hy is beslis verwerp deur baie mense, en as ons wel so 'n uitnodiging weier, dan kan ons nie verwag om geseën te wees by sy koms by die oordeel nie. Met ander woorde, God sê iets soos hierdie, kom en laat ons net gaan sit en daaroor praat. Ek hou van enigiets soos daardie. 'n tyd gelede in Phoenix, Arizona, was daar 'n paar Indiaanse meisies wat in die diens ingekom en 'n lied gesing het by die stadion daar buite en gesê het, ek wil dit graag bespreek met Jesus en hom van al sy genade vertel. En ek het gedink aan daardie lied en aan hierdie skrif. Ek sou dit graag met hom wil bespreek. Herinner my aan 'n ou gekleurde man wat een keer 'n lied gesing het. En net voor hy klaar was op begin sing het hy gesê, jy weet, het hy gesê, ek het die Here 'n lang tyd gelede gesê, dat wanneer dit my tyd word om te gaan, dat ek geen probleme wil hê onder by die rivier nie. As daar enigiets verkeerd is, laat ons dit nou bespreek. En ek dink dit is net omtrent so 'n goeie uitdrukking as wat ek kan vind. Ek wil geen probleme by die rivier hê nie. Dit gaan 'n somber oggend wees. Wanneer die skip vertrek, wil ek my kaartjie in my hand hê en weet dat dit betaal is, weet dat alles reg is, want daar sal geen tyd wees om daaroor te praat nie. Beter dit nou bespreek. God het gesê, laat ons hierdie saak uitmaak. Uitmaak as jy siek is, laat ons die saak uitmaak met God. As die dokter gesê het, ek kan nie gesond word nie, laat ons dan die saak na God toe neem en gaan sit. En dit uitmaak met hom, Here, ek het verkeerd gedoen. Maar as hy my net sal laat gesond word, sal ek U my hele lewe lank dien. Maak net die saak uit met hom, en ek dink dit sal 'n goeie ding wees vir ons om dit te doen voor die dienste môre aand, 'n bietjie die saak uit te maak met Christus. Met ander woorde, God sê, kom laat ons 'n konferensie saam hou. Ontmoet by 'n konferensie en laat ons dit uitpraat. Gewoonlik hoor ons die afgelope tyd soveel van konferensies wat oral gehou word. En wat is 'n konferensie? Ons het gehoor van hier 'n tyd gelede, baie van julle mense van my ouderdom onthou in die Tweede Wêreldoorlog, hulle gehad het wat die Groot Vier konferensie genoem is. Waar die Groot Vier vrye magte van die wêreld vergader het in 'n konferensie. En toe het hulle die Geneefse konferensie gehad. Hulle het die Parys konferensie gehad. Meneer Eisenhower het sopas na die vrye wêreld toe gegaan om konferensies te hou.
God calls for a conference. En God vra vir 'n konferensie. Al hierdie groot, ryk dinge in die woord van God, dit maak ons ryk mense om te weet dat God vir ons uitnodiging gegee het om dit met hom te kom bespreek voor die tyd. There was a poverty-stricken woman here in the States. 'n Tyd gelede was daar 'n arm vrou hier in die State en haar boedel van haar finansiële toestand was so laag dat hulle die distrik sou moes bring om haar te help. And when the investigators came and said to this certain woman, En toe die ondersoekbeamptes gekom en vir hierdie vrou gesê het, "Hoekom is jy so arm dat jy die distrik moet vra om jou te help?" And she gave the story of her husband being dead. En sy het die storie vertel van haar man wat dood is en haar met een seun gelos het. En hierdie seun het 'n sakeman geword en het weggegaan Indië toe. And she had not had a penny from him for so many years. Sy het nie 'n penny van hom gekry vir soveel jare nie, maar sy het van die mooiste briewe gekry wat sy ooit gelees het. And said, maybe he is in such En gesê, miskien is hy in so 'n toestand dat hy my nie kon help nie. En hy is so 'n lieflike seun. Gesê, ek wil hom nie vir enigiets vra nie. En gesê, jy bedoel dat jou seun 'n sakeman net vir jou briewe gestuur het en dis al wat hy gestuur het. En die liewe ou moeder het haar brilletjie uitgehaal en dit op haar neus gesit en gesê, "Nee, hy het vir my van die mooiste prentjies gestuur wat ek ooit gesien het." En sy gaan na haar Bybel toe en sy blaai deur haar Bybel vir 'n rukkie. En sy haal 'n eislike groot pakkie met klein stukkies papier uit en sit hulle neer voor die ondersoekbeampte. Sy sê, "Kyk net, sulke mooi prentjies." And when the investigator had read them, they were bank drafts. En toe die ondersoekbeamptes hulle gelees het, was hulle bankwissels. Sy het duisende dollars gehad en sy het dit nie geweet nie. That's the way it is tonight with most people. If we just take our En dis hoe dit is vanaand met die meeste mense. As ons net ons vingers deur die Bybel van God se beloftes sou laat gaan, is ons meer as miljonêers van die rykdom van sy genade. Hoewel, maak nie saak wat ons gedoen het nie, kom laat ons die saak uitmaak, sê God. Hy het vir ons die beloftes gegee, maar ons dink net die Bybel is iets wat net die predikers behoort te lees, of dat sekere mense net al die kennis daarvan het. Dis vir wie ook al wil. Elke belofte is net so goed vandag as wat dit was die dag wat dit in die Bybel geskryf is. God wat sy mense roep na konferensies. Waarvoor is 'n konferensie? Waarom gebeur dit? Dis wanneer 'n noodgeval ontstaan. Dis wanneer die nasies bymekaar kom wat op 'n gemeenskaplike basis is. Hulle glo in 'n sekere ding, hulle kom bymekaar deur gemeenskaplike onderlinge ooreenkomste. En dan kies hulle 'n sekere plek om hierdie konferensie te hou. Gewoonlik iewers waar dit mooi is en een of ander plek waar hulle saam ontspanne kan voel. Want hulle moet op hulle beste wees om hulle ooreenkomste te maak. Dan wanneer hulle ooreenkomste gemaak is, dan het hulle wel die ding wat hulle dan doen, nadat hierdie ooreenkomste gemaak is, begin hulle aan hulle werk. En dis hoe God sy konferensies hou. Laat ons teruggaan en dink aan 'n paar konferensies wat God gehou het voor hierdie een vanaand. Eerste konferensie waaroor ek net nou vir 'n oomblik wil praat, ons sou dit die konferensie van Eden noem. Woord het pas die hemel bereik dat God se kind genade verbeur het. Hy het gesondig en daar was 'n noodtoestand geroep. God moes die engele bring en afkom uit die hemel, want sy eie kind het geval en sy wette verontagsaam. And it was death penalty for disobeying these laws.
En dit was die doodstraf vir die ongehoorsaamheid van hierdie wette. God moes in 'n noodtoestand kom, soos wat enige konferensie gehou word. Something must be done or all is gone to chaos. Iets moet gedoen word of alles het in chaos verval, sy eie skepping. En God het 'n sekere boom gekies en hy het Adam en Eva byeengeroep. And brought them up and held a conference with them. En hulle nader gebring in 'n konferensie met hulle gehou. En toe hy tot 'n besluit gekom het, het hy ontsnappingsweg gemaak vir sy sterflinge. En hy het gesê, jou saad sal die slang se kop vermorsel, en sy kop sal jou hakskeen vermorsel. En daar was nog 'n tyd waarin ek kan dink van 'n konferensie waar deur God geroep is, en ons sou dit die brandende bos konferensie noem. God het onthou dat hy belofte aan Abraham gemaak het, en nie net aan Abraham nie, maar sy saad na hom. Ons is Abraham se saad, omdat ons dood is in Christus, neem ons Abraham se saad aan en is erfgename volgens die belofte. God het onthou dat hy 'n belofte gemaak het dat daardie saad sou oortoeg in 'n vreemde land vir 400 jaar, maar hy sou hulle verlos. En die profeet wat hy gekies het en vir hom 'n profeet in die wêreld laat gebore word het, hy in plaas van om God se pad te volg, het hy die intellektuele pad gevolg. Hy het afgegaan na Egipte en is opgelei en het 'n groot geleerdheid gehad. Allerhande militêre strategie geleer en dit toe probeer oorneem op sy eie manier om dit te doen. Daar's net twee maniere om enigiets te doen, en dis die regte manier en die verkeerde manier. En dis ons manier en God se manier. Ons manier is altyd vir altyd verkeerd. God se manier is vir altyd reg. Maak nie saak hoe dwaas dit vir ons lyk, hoe eenvoudig dit is nie. God daar agter is daar niks wat dit gaan stop nie. God sê dit in sy wette, in sy manier, werk perfek. So ons vind God wat na Moses roep, of Moses gesien het 'n voortvlugtende profeet. Moses het gedink sekerlik dat hy sterk genoeg was en hy genoeg militêre kennis gehad het om die kinders van Israel te verlos. Ek wil hê julle moet iets hier kry. God het toe hy die mens gemaak het, vir hom 5 sintuie gegee. En daardie 5 sintuie is sien, proe, voel, ruik en hoor, soos ons almal weet. Daardie 5 sintuie is nie aan 'n man gegee om hom te lei nie, dit was aan 'n man gegee om kontak te maak met sy aardse woonplek, sien, proe, voel, ruik en hoor. Dis jou aardse sintuie, en hulle is nie vir jou gegee om jou te lei nie, maar God het die Heilige Gees gestuur en hy is jou gids, die 6de sintuie. Jou dinge laat glo wat jy nie kan sien, proe, voel, ruik of hoor nie. Daardie 6de sintuig, iets wat jou laat opstaan, en net een soort mense het daardie 6de sintuig. Dis gelowiges. Hebreër 11 het gesê deur geloof. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So God gee die mens geloof. En geloof is die 6de sintuig wat jou enigiets laat ontken wat teenstrydig is met sy woord. Het Moses daardie geloof gegee toe hy was, daardie 6de sintuig toe hy 75 jaar oud was, en Sarah 65. Haar skoot was dood, hy het saam met haar gelewe vandat sy omtrent 17 jaar oud was, geen kinders nie. Hy was 75 jaar oud, so goed soos dood, en God het vir hom gesê, hy gaan 'n baba kry. En hy het enigiets teenstrydig daarmee genoem, asof dit nie was nie. Want hy was ten volle oortuig dat God in staat was om elke woord te hou wat hy gesê het. Hy het nie gewag van een aand na die volgende nie.
Hy het 25 jaar gewag voor dit ooit gebeur het, maar hy het nooit een keer geval nie. Hy het nie getwyfel aan die belofte deur ongeloof nie, maar waar sterk het God geprys. Hy het 'n aanraking van daardie 6 tyd gehad. Hy het enigiets teenstrydig met wat God gesê het genoem, asof dit nie was nie. Wat God gesê het was waar en na 25 jaar is die baba gebore. O, ek weet dit lyk onmoontlik vir die menslike verstand. Kan julle 'n ou man hier in Tifton voorstel van 100 jaar oud en 'n vrou 90 wat na die dokter toe gaan om reëlings te tref om 'n baba te kry? Wel, die dokter sou sê die ou man is soort van getik in sy kop. Daar's iets verkeerd. Dis reg. In die geval van Abraham het hy God op sy woord geneem en dis altyd mal vir die vleeslike verstand. Wel, dis 'n kosbare skat in die verstand van God en die hart van God dat hy daardie persoon kan gebruik. Tot ons by 'n punt kom waar ons nie staat maak op hierdie 5 sintuie van kontak op aardse tuiste nie. En wandel deur geloof, want die regverdige sal deur geloof lewe. Moses het daardie aanraking nodig gehad. Hy het dit intellektueel probeer. Dis wat fout is met die kerke van ons dag. Ons probeer dit doen deur skole, ons probeer dit doen deur denominasies. Ons probeer dit doen deur geleerdheid en hervorming. Wat die kerk nodig het, is 'n nuwe geboorte, 'n doop van die Heilige Gees. Die aanraking van die 6 sintuig wat die siel aan die brand steek vir God. Daardie aanraking om hom uit daardie groep uit te bring. Toe hulle begin sê die dae van wonderwerke is verby en daar's glad nie so iets as goddelike genesing nie, moet God daardie kerk aanraak 'n konferensie belê. Waarom sou ons sy woord betwyfel? So hy het 'n konferensie met Moses belê en hy het 'n plek gekies, 'n brandende bos. En by daardie brandende bos het hy met Moses gepraat en gesê, and I'm sending you down yonder where you made a failure. Ek kan nou my belofte en ek stuur jou soontoe waar jy misluk het, maar ek stuur jou reguit terug om aan te gaan waar jy opgehou het, maar hierdie keer gaan dit anders wees. Moses se lafaard wat weggehardloop het van God. O partymal wanneer jy kontak maak met God in 'n konferensie met hom hou en hy jou aanraak en daardie 6 tuig afbring, daardie krag, laat dit jou dinge doen wat die mense laat dink jy's mal. Kyk watter verskil, 'n lafaard wat agter die bosse rondhardloop om Jethro se skape op te pas. Eendag het hy God ontmoet in 'n konferensie by die brandende bos en die volgende dag hier gaan hy af na Egipte. 'n ou man 80 jaar oud, wit haar en baard wat oor sy gesig aan sy vrou op 'n myl met 'n kind op haar heup, stok in sy hand, die wit baard op pad. Waarheen gaan hy, Moses? Van af na Egipte om oor te neem. Maar een man inval, maar die ding is, hy het dit gedoen omdat hy 'n konferensie met God gehad het. En hy het 'n aanraking gekry van iets wat was hom van gedagte laat verander het. Hy het sy teologie vergeet en God op sy woord geneem en gesê, ek gaan af om oor te neem. Sal wees soos een man wat oorgaan in Rusland oorneem, die grootste leerders in die wêreld. Maar hy het dit gedoen omdat hy 'n konferensie gehad het en dit bespreek het met Christus. Dis wat ons vandag nodig het. Die Pinksterkerk vanaand het 'n konferensie nodig, 'n sameroeping, 'n bespreking met God om die ou tydse Pinksterkrag terug te stuur. Die Heilige Gees weer in die kerk en die geloof te verlewendig en die dienste te gee wat altyd was. Dit was nogal 'n konferensie, maar toe, daar's 'n ander soort konferensie. Nadat 'n man die opdrag van God gevolg het, soos Moses het en die kinders van Israel uit Egipte uitgebring het, en op sy pad was na die beloofde land, presies op die pad wat God vir hom gesê het om te volg, en toe het hy teen 'n hindernis te staan gekom. Dis wat die kerk vanaand gedoen het. Dis wat baie van ons gedoen het in ons lewens. Ons het teen iets te staan gekom. Maar as dit op die pad van die belofte is, as enigiets in die pad van die belofte staan, het ons reg om 'n konferensie te hou.
Hier was Israel, Moses wat hulle gelei het, die vuurkolom wat voor hulle uitgegaan het, en hier was die Schelfsee wat hulle afgesny het van Palestina. Reg in die lyn van die seëning, hier kom die Schelfsee en Farao se leer agter hulle, en die berge aan weerskante, selfs die natuur so uitroep om genade. Hoe het Israel gesê, as God maar liewer dat ons daaronder gesterf het met die vleispotte van Egipte, sou net sowel daaronder gesterf het, as om hier uit te kom, en deur Farao geslag te word. Maar Moses, daardie groot leier daarvan, het voor in 'n konferensie met God gehad, het geweet wat dit beteken om in 'n verknorsing te wees. Baie mense wat halfgebore is, gedeeltelik gebore is, kleinseuns. Soos David Du Plessis nou die aand gesê het, God het nie kleinkinders nie, hy het net seuns en dogters. Maar wanneer het kom by 'n plek waar 'n kleinkind wat net ingebring is omdat sy ma Pinkster was, op sy papa Pinkster was, hy deel van die kerk word. Nee meneer, hy moet gebore word net soos sy pa was, want God het nie kleinkinders nie, hy moet ondervinding hê. Hy kan nie ingaan op papa se ondervinding en mamma se ondervinding nie, jy moet jou eie ondervinding hê. Dit was hulle geboorte, julle weet, jy moet ook 'n geboorte hê. God erken nie kleinkinders nie, hy het nie enige nie, hulle is almal seuns en dogters. Jy sê wel, ek is gebore en my ma en pa was Methodist en ek is in die Methodiste kerk ingeneem. Dis alles reg, maar jy's 'n kleinkind totdat jy gebore is uit die gees van God, dan is jy nie 'n kleinkind. God het sy belofte aanhou en het Moses gestuur, en hulle het die kinders na hierdie plek toe gelei, en reg in die lyn van plig om die kinders van Israel te lei, het hindernis in die pad gekom. Julle aan die buitekant vanaand is baie van julle siek. Miskien is julle ware diensknegte van Christus en het julle gedoen wat reg was, na die beste van julle wete. Maar 'n kanker het oor julle pad gekom, gewas, blindheid, doofheid, krepel. Iets het oor julle pad gekom, terwyl julle in die lyn van plig was. En is dit tyd om 'n konferensie te belê, dis tyd om iets daaraan te doen. Moses gaan oorkant agter 'n rots en hy het daar gebly totdat hy beveel ontvang het om te marseer. Wat gaan hy doen? Terugstaan vir Farao? Het gesê, praat met die kinders van Israel dat hulle vorentoe gaan. Daardie God se leer marseer altyd vorentoe. Daar skaat geen terugval daarin nie. Geen terugval in God se leer nie. Hy het nie so iets nie. Ons gaan vorentoe. En hy het geloop na die Schelfsee en toe het hy die staf van God opgelig voor die Schelfsee en sy het oopgemaak en hulle het oorgegaan op droë grond. God maak ontsnappingsweg, baie is die beproewinge van die regverdigen, maar God is lief daarvoor om hulle uit hulle almal te verlos. En almal wat goddelik wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Die konferensie is gehou, opdragte is gegee en hulle het vorentoe gegaan. Daar was nog 'n konferensie, ons kan baie roep, maar daar die arme mense wat daar buite staan, bewe. Luister, daar was nog 'n konferensie belê wat in Getsemane was, een aand. Toe Christus God behaag het tot hy 'n konferensie belê en iets soos hierdie gesê het, wil jy voortgaan daarmee of wil jy omdraai? En die besluit is geneem, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Wat 'n konferensie! Nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Daar is ook 'n konferensie belê by Golgotha. Daar is 'n konferensie belê in Pilatus se oordeelsaal. Wie sal staan met hulle rug gedraai vir die sweep? Want die profeet het gesê, terwille van ons oortreding is hy deurboor, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die konferensie is belê en Jesus het die plek ingeneem, want hy was die enigste een wat die plek kon inneem. Niemand anders kon dit doen nie, en hy het dit gedoen omdat hy ons liefgehad het. Hy is gewillig om met alles met ons te bespreek vanaand vir enigiets waarvoor hy daar gelei het, want hy het ons plek ingeneem. Ons straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
verlede tyd. Hy sal dit met ons bespreek. Dan wil ek kortliks praat van nog 'n konferensie. Daar is nog 'n konferensie belê. Watter soort kerk behoort die nuwe kerk te wees? Die Christenkerk. Moet ons dit deur so en so laat bestuur of moet ons? Hoe behoort ons dit te doen? Watter soort kerk behoort dit te wees? Moet dit 'n denominasie wees of sal dit 'n affiliasie wees of sal dit dat en die ander wees? Of sal hulle net 'n uitgesoekte iets wees? So daar is 'n konferensie gehou in die hemel. Altyd wanneer daar konferensie is, sit die hele wêreld in wag. Hier 'n tyd gelede het 'n prediker van my gesê, hy het gesê toe Mussolini syne gemaak het, hierdie konferensie gehou het in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog, toe die hele wêreld almal besorg was, party mense wat beklei het omdat hulle nie suiker in hulle koffie gehad het, nie genoeg suiker nie, en manne wat sterf op die veld. Ons is ondankbare volk. En hy het gesê, hy het op en af oor die vloer geloop, hy het nie geweet wat om te doen, nie gekyk en geluister na hierdie uitsending wat Mussolini maak, hoe hy so inval en so oor sulke goed, waaroor hy gepraat het. En gesê, iemand het aan die deur geklop en het na die deur toe gegaan en gesê, 'n moderne beatnik wat daar gestaan het met die hare wat in sy nek afhang en wangbaarde op sy gesig en wat gesê het, ek wil hê jy moet dorp toe gaan, my help om my gedigte te verkoop. Niemand wil daaroor praat nie. Gesê, kom in my man en gaan sit 'n oomblik, ek is so geïnteresseerd hier, daar is 'n konferensie aan die gang en ek wag om te hoor wat besluit gaan wees, want dit beteken baie vir ons volk en ons jong seuns wat op die veld sal moet sterf. Gesê, ek is geïnteresseerd om te hoor wat die besluit van hierdie konferensie sal wees. Daar die beatnik het tussen hom en die radio ingehaal bly sê, maar my gedigte is belangriker. O, goeieste, hy het hom net in die arm geneem, om na die deur toe gelei. Wanneer ons wag op 'n konferensie, vanaand behoort ons te wag op die konferensie, God om te besluit wat in Tifton gaan gebeur vanaand. Wie gaan die berig glo? Wat gaan plaasvind in die volgende 2 of 3 dae by Tifton? Terwyl hierdie mense opgegaan het na die bovertrek 120 saam met Maria en Simon Petrus en die res van hulle wat opgegaan het in 'n bovertrek, 'n trappie wat boontoe lê aan die buitekant van die tempel. Na 'n ou stoorkamer waar klein vetlampies gebrand het, want hulle is opdrag gegee deur die Here Jesus. Bly julle in die stad van Jerusalem totdat julle toegerus het met die krag uit die hoogte. Ek gaan op na die heerlikheid. En ons sal 'n konferensie hou en ek sal julle dan vertel hoe die kerk bestuur moet word. Terwyl hulle vergader was in een plek en eendragtig gewonder het watter soort opdrag hulle sou kry om te gaan en aan die hele wêreld opdrag te gee dat alle mense hierdie Christelike kerk moet hê en die gemeenskap wat dit sou skep terwyl hulle vergader was in 'n klein plek en nie groter as hier nie. Omtrent 120 mense het daar met eens geluid uit die hemel gekom soos van 'n magtige rugwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Die konferensie is gehou, die besluit is geneem. Broer, suster, moet my nie verkeerd verstaan nie. Dis die presiese manier wat die Christenkerk gehou moet word, as dit 'n Christenkerk is. God se konferensie het besluit en die Heilige Gees het gekom op die dag van Pinkster en so het daardie mense gesteier met die krag van God tot hulle gesteier so dronk mans en vroue. Dis die resultate van die konferensie. Nadat hulle gevul is met soveel krag en soveel vrede, het Petrus in hulle midde opgestaan en gesê, hulle is nie dronk soos julle veronderstel nie, sien dat dit net die 3de uur van die dag is, maar hy het gesê, hierdie is skriftuurlik, hierdie is dit waarvan gepraat is deur die profeet Joël. Ek het dit as hierdie stelling gemaak, as hierdie nie dit is nie, sal ek net hierdie hou tot dit kom. Hierdie is dit waarvan gespreek is deur die profeet Joël, en dit sal gebeur in die laaste dae, sê God, dat ek van my gees sal uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. En op my diensmaagde en diensmeisies sal ek my gees uitstort, en ek sal tekens bo in die hemel wys en onder op die aarde pilare van rook en damp. There was a conference held.
Ja, daar is 'n konferensie gehou. En toe 'n paar dae, omtrent 10 dae daarna, het hulle begin gaan deur 'n skone poort, 2 manne, Petrus en Johannes. And there laid a man who was crippled, or he was lame from his mother's womb. En daar het 'n man gelê wat kreppel was, of hy was lam van sy moeder se skoot af. En dit bewys dat hulle Pinksterpredikers was. Hulle het gesê, silwer en goud het ek nie. Ek het nie enige geld nie, maar dit wat ek het. Dis wat die Pinkster vandag nodig het, wat hulle gehad het. Dis die leemte in die kerk vandag. Nie net Pinkster nie, maar Baptist en Presbyterian en Methodist. Dis die leemte wat ons almal het. Dit wat ek het, gee ek jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop, het hom opgetel in die hande, en hy het krag ontvang en begin spring en God prys, soos hy in die tempel ingegaan het. Die Fariseërs het uitgekom en gesê, hulle kan nie so diens in die stad hê nie, want dit sou net op 'n slegte ding uitloop. So hulle het hulle vergader by die Sanhedrin en hulle ongenadiglik geslaan en hulle voor die jury van die Sanhedrin hof geplaas. En toe hulle by die hof gestaan het en hulle gesê het, ons sien dat hulle beide onkundig en ongeleerd is. Hulle het nooit 'n ondervinding van enige kweekskool gehad nie, maar ons moes hulle oplet dat hulle by Jesus was, want dieselfde dinge wat Jesus gedoen het, het hulle gedoen. Ons moes erken dat hulle by Jesus was. Oh, that's what the church needs today. Such a power that they'll have to take heed. Wat dis wat die kerk vandag nodig het, so 'n krag dat hulle sal moet oplet dat jy by Jesus was. Dis my hartsbegeerte om 'n lewe te lei dat mense weet dat Christus in ons lewe. Oh, what a time. O, wat 'n tyd. En toe hulle vrygelaat het, toe hulle geslaan en hulle gesê het om nie meer in die naam van Jesus te preek nie, hulle het hulle verder gedreig en hulle toelaat gaan. Na vrylating het hulle na hulle eie groepie toe gegaan. Toe hulle by mekaar gekom het, manne van ander plekke afgekom gesê, ons het op dieselfde manier gelei, wat moet ons doen? So they held a conference. That's the way to do it. So hulle het 'n konferensie gehou. Dis die manier om dit te doen. Dis goeie gesonder verstand. Ons is gedreig en ons was hierdie en ons is geslaan. Kom ons hou 'n konferensie. En toe hulle vergader het, het hulle almal op hulle knieë gegaan in hierdie konferensie en eendragtige bid gesê, U God, daar staan geskrywe in die skrifte, waarom het die heidene gewoel in die volke nietige dinge bedink. Gee aan U diensknegte alle vrymoedigheid om te spreek en krag om die hand uit te strek van die heilige kind Jesus om tekens en wonders en genesings te wys. En toe daardie konferensie verby was, het die opdragte gekom en hulle het die gebou geskit waar hulle vergader was, die krag van die Heilige Gees. En hulle het uitgegaan en die woord gespreek oral met vrymoedigheid, die hand van Jesus Christus uitgestrek oor die mense deur geloof en die siekes genees. God wil dit met ons bespreek vanaand. Wat is die probleem? Ons het iewers iets verloor as daardie dinge nie steeds aangaan nie. Hy wil 'n konferensie met ons hou, daaroor praat. Nou ek is hier om by julle aan te sluit in hierdie konferensie. Nou daar's nog net een konferensie waarvan ek graag wil praat net voor die afsluiting. En dis hierdie een, die oordeelskonferensie. Jy mag dalk nie die VN bygewoon het en jy mag dalk nie by die Volkebond en hulle konferensies gewees het nie. Jy mag dalk nie by die algemene konferensie van die gemeentes van God gewees het, of die algemene konferensie van die kerk van God, of die algemene konferensie van die Methodist, of 'n watter konferensie ook al nie. Jy mag dalk nie by die Groot Vier gewees het nie, jy mag dalk nie by die Genewe gewees het nie. Maar daar is een ding seker, jy gaan hier die laaste een bywoon. We're all going to be there. And we're going to give an account for everything that we've Ons gaan almal daar wees en ons gaan rekenskap gee vir alles wat ons gedoen het. En wanneer die skrif voor ons kom, al was julle sonde so skarlaken, hulle sal wit word soos sneeu. Om nou laat ons die saak uitmaak, sê God. Wat gaan ons op daardie tyd sê? Oh, someone might say this. I'd like to say this to O, iemand mag dit sê. Ek wil dit graag vir mense binne en buite sê. Jy mag sê, maar prediker, ek's net 'n arm man. God het my nie regtig nodig nie. O ja, hy het
Daar's 'n klein plekkie in God se hart, sê die lied, en dis niks meer as 'n lied nie. Dis tog waar. En wat niemand anders daardie plek kan inneem, behalwe jy nie. Praat met jou, en dis jy. Jy's die enigste een wat daardie plek in God se hart kan vul. Hy wag vir jou. Hy wil dit met jou bespreek. Hy wil 'n konferensie met jou hou. Kom en maak die saak uit voor jy hierdie oordeel moet trotseer, want dit gaan dan verskriklik wees. En jy kan dit nie dan bespreek nie. Dan is dit te laat. Jy sê maar dit is net 'n boemelaar. Ek gee nie om wat jy is nie. Ek is 'n dronklap. Ek is 'n onsedelike vrou. Ek het verkeerd gedoen, prediker. Ek het ontrou aan my huweliksbeloftes gelewe. Of ek het onsedelike dinge gedoen. Ek het gedrink, ek het gerook, ek het gedobbel, ek het gesteel, ek het gelieg. Ek gee nie om wat jy gedoen het nie. God het jou geroep gesê, kom laat ons die saak uitmaak. Jou sondes mag wees soos skarlaken. Hulle sal wit wees soos sneeu, as jy net sal kom. Ons 'n bietjie daaroor laat praat. Ons het jou nodig. 'n tyd gelede was daar in die stad, wel, ek beter nie die naam noem nie, waar daar was 'n ou boemelaar. Op die oog af, 'n ou boemelaar op die straat wat omgery is deur 'n outomobiel. O, sy bene was gebreek en sy arms gebreek en sy gesig was stikkend in die bloed wat uitgeloop het. En hy is bewusteloos gestamp. So die owerhede het die ambulans gebel en hulle het hom na 'n sekere groot hospitaal toe gejaag. En die noodklok het gelei en die dokters, hulle het gesê, dit is noodgeval, julle moet vinnig na die saal toe hardloop. En toe die dokters vergader het hulle daar gekyk op die uitgestrek op die tafel. Bloed wat uit sy oë, neus, mond en ore loop. Die ou man was skynbaar bewusteloos. Hulle het hom geskit en hulle het hom 'n bietjie deurgekyk en gesê, o goeiste. Sy bene is gebreek, sy arms is gebreek, sy ribbes is gebreek. Hulle het gesê, kom ons hou 'n klein konferensie. Praat hieroor. Gedurende die tyd van die konferensie het die ou man bygekom en die dokters wat 'n konferensie gehou het. Hulle het gesê, hy's maar net 'n boemelaar. Dis nie ons tyd werd om met hom te lol nie. En toe hulle teruggekom het gesê, draai hom net toe. En die ou kerel het omgedraai en het gesê, ek is iets werd. Hy het gesê, God het my so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat ek die ewige lewe kan hê. En sekerlik is ek 'n paar minute van julle tyd werd. Ek het die evangelie op die strate gepreek en oral vir 50 jaar gesê, ek is genoeg werd vir julle om my bene reg te maak en hulle weer aan mekaar te sit of iets. Hy sê, God het my lief gehad en hy het sy seun vir my gegee en ek is iets werd. Sekerlik jy het 'n siel wat 10.000 wêrelde werd is. Bespreek dit met hom vanaand, vriend. Net 'n paar woorde sal soveel beteken. Kom ons buig ons hoofde net vir 'n oomblik nou. Ek wil hê elkeen van julle moet in julle hart dink, is ek enigiets werd? Sekerlik jy is. God het jou lief. Kyk, wat het hy vir jou gegee? Wel, hoe weet ek hy sal jou ontvang? Die enigste gedagte van jou wat erken dat jy verkeerd is die feite dat Christus met jou werk. Hy het gesê, niemand kan na my toe kom tensy my Vader hom eers trek nie. Dit wys dat God net naby jou is, jou trek. Hy wil 'n klein konferensie met jou hou daar op jou sitplek. Vir julle wat in die paadjie staan teen die muur of buite kan leun teen die gebou en buite in julle motors, die Heilige Gees, o, ek weet dit lyk eenvoudig. Ek het dit van tevore gehoor, jy, maar dis die waarheid. Hy wil nou 'n klein konferensie met jou hou en dit net met jou bespreek. Miskien is party van julle siek en julle wil hê God moet julle genees en jy sou sê, o God, wat is fout met my? God wil dit met jou bespreek, ondersoek nou jou hart om te sien wat verkeerd is. Terwyl ons hoofde gebuig het, wonder ek hoeveel ek kon sien. Julle hoef nie te sien nie, God sien. As jy in jou motor is, buitekant of in die gebou, net stilweg nou, met julle hoofde nou gebuig, en julle oë toe, net julle hande so opsteek en sê, God, ek wil dit graag met u bespreek vanaand.
God seën u, ek wil graag, oral aan die buitekant, waar hy ook al is, ek wil dit net graag bespreek, Here. God seën u. Omtrent 20 of 30 hande op in die gebou, ek sien nie, kan nie sien deur die donker buite of in die motors nie, maar God ken elkeen van julle. Julle wil dit graag bespreek. Wel, kom ons belê 'n konferensie. Net nou, want Jesus het gesê, as daar net 2 of 3 vergader is in my naam, sal ek in hulle midde wees. En hier is omtrent 30 aan die binnekant. Ek sal in hulle midde wees en ons sal net daaroor praat. Daar is onvoldoende plek vir 'n altaar oproep om op te kom na 'n altaar. Maar waar God ook al met jou gepraat het, dis waar met jou praat. Dis waar hy met jou wil praat, reg in jou sondes of in jou ongeloof wat sonde is. Daar's net een sonde, dis ongeloof. Jy lieg, steel, drink omdat jy nie glo nie. As jy gelowige was, sou jy dit nie gedoen het nie. So daar's net een sonde en dis ongeloof. Miskien behoort jy aan 'n kerk wat nie die volle Bybel glo nie. Dis steeds sonde. Hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, het ons Here gesê. Laat ons dit nou met hom bespreek. Kom ons buig, hou ons hoofde gebuig en bid julle net daar waar julle is, sê, Here, ek het so en so gedoen, maar U het my beloof. Hy sal sê soos hy vir Moses gesê het, ek onthou my belofte en ek sal afkom om jou te verlof. As dit siekte is, sê Here, miskien het ek verkeerd gedoen as enige plek, o ja, ek onthou 'n sekere ding wat ek gedoen het. Here, ek sal dit gaan regmaak. Laat ons dit bespreek met hom. Dan is daar vir jou genesing deur sy wonde. Now, Heavenly Father, as legs are aching and feet hurting, nou, Hemelse Vader, terwyl bene pyn en voete seer is, liggame koud word deur die ysige koue lug, en ek het lank gepraat, maar ek dink, Here, aan daardie hartseer, en daardie koue Jordaan om een van hierdie dae oor te steek, wanneer ons by die einde van die lewensreis kom, dan gaan dit 'n verskriklike tyd wees. Ek dink aan die siek mense wat miskien hier staan met hartprobleme, met tuberkulose en baie ander beproewinge, miskien kanker en hulle siek en behoeftig, en hulle het gesit en luister, maar hulle hou nou 'n klein konferensie met U. Daar mag diegene wees wat U nooit aanvaar het nie, en hulle het gesondig en hulle verkeerd gedoen, en hulle het die evangelie nie geglo nie, en op miskien het hulle kerk toe gegaan, en 'n openbare belydenis gemaak, maar is nog nie gebore uit die Gees nie, omdat hulle gedink het, wel dit was 'n fanatiese term van Christus. God, ek bid dat U dit met hulle sal bespreek, met hulle harte sal spreek, wat hulle ook al nodig het. Hulle het hulle hande opgesteek en U het in die eie woorde gesê dat niemand kan na my toe kom, tensy my Vader eers trek nie. En dan het hy ook gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en ek sal hom oprig in die laaste dae. U het dit beloof, Here. Johannes 5:24 het U gesê, hy wat my hoor en glo aan hom wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Dis U beloftes, Here. Daar staan geskrywe in die skrif dat terwille van ons oortreding is hy deurboor, terwille van ons ongeregtigheid verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Here, onthou U beloftes vanaand terwyl ons hierdie konferensie hou. Mag die krag van die Heilige Gees wat Jesus uit die graf opgewek het, mag dit op elke persoon kom wat honger en dors vanaand, en mag hierdie praatjie genoeg wees, Here, om hulle op te wek in nuwe gesondheid. Gee sig aan die blindes, beide fisies en geestelik. Gee gesondheid aan die ellendige, swak, bewende liggame, o Heilige Gees. Gee vrede en troos aan die ontstelde siele, en vergifnis van sonde aan hulle wat van die pad af is.
Skenk dit, Vader, en U naam sal daarvoor geprys word, want nou kan ons hulle na U toe bring, en hulle het gevra. En nou vertrou ons hulle toe aan U as trofee van die diens en van die boodskap. Ons gee hulle vir U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Terwyl ons hoofde nou gebuig het, dink daaroor, praat net 'n bietjie met hom, binne en buite. Here, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen en ek is iets werd. Ek is soveel werd dat U vir Jesus gestuur het en Hy gesterf het dat ek gered kan word. En ek genees mag word en dat ek die goeie gesondheid sal hê. En U het in die Bybel gesê, ek wil bo alles hê dat julle in gesondheid verkeer. Ek het 'n reg daarop, Vader, en ek wil dit net nou met U bespreek, binne en buite. En vra om hierdie dinge vir julle te doen, en ek is seker Hy sal dit doen. Hy is nou hier om jou gesond te maak, en om jou te red van jou sondes, en om al jou ongeregtigheid weg te neem. Blot out all your transgressions and heal all your sicknesses and diseases and make you well. Just let Him do it. En om al jou oortredinge uit te vee en al jou siektes en krankhede te genees en jou gesond te maak. Laat Hom dit net doen. Terwyl ons hoofde gebuig het en ons wag op Hom om elke belofte te vervul, terwyl hulle nou by die brandende bos staan, wil ek graag hê vir die kerk, julle wat julle hoofde gebuig hou. And let's sing a hymn. You know, in the scriptures they sang a hymn and the Spirit of God came upon the people. En buite en kom ons sing 'n lied. Julle weet in die skrifte het hulle 'n lied gesing en in die gees van God het op die mense gekom. Laat ons, ek weet hier's een wat ons almal ken. Ek het hom lief omdat hy my eerste lief gehad het. Ons is seker dat julle daar 'n lied ken. Kom ons sing dit nou saggies saam. Miskien kan ons sonder die musiek klaarkom. Sister, I love Him. I love Him because He first loved me. Purchase my salvation. That's for healing. Dis vir genesing of sonde, my verlossing. I love you. Just think of His goodness. Dink net aan sy goedheid. Met hierdie soetheid om julle en julle wat aanhou sing, glo julle sy teenwoordigheid is by julle. As julle dit doen, steek julle hande op en sê, van hierdie aand af gee ek myself nou opnuut. Ek aanvaar my genesing. Ek aanvaar my pleit van verlossing binne en buite. Ek glo dat Christus die Seun van God nou sal sorg vir alles wat ek nodig het. Kan julle julle hande opsteek terwyl ons weer sag sing met ons hoofde gebuig. Every need that I have, I believe that He'll supply it while this conference is going on. Outside in the conference. Behoefte wat ek het, ek glo dat Hy dit sal voorsien terwyl hierdie konferensie aan die gang is. Buite in die motor, as jy siek krepeel is, staan op. As jy blind is, draai jou kop na die hemel en kyk na die lig. As jy doof is in een oor, sit jou vinger in jou goeie een.
Oh, that blessed sweetness. Coming up near the bush now. Daar is salige soetheid. Kom nou nader aan die bos, voel die effek van die vuur op die bos, die Heilige Gees, wat ons siele warm maak vir geloof. And purchase my salvation on sin in your life, confess it as sin. Daar sonde in jou lewe is, bely dit as sonde, sê vir God jy is jammer daaroor. Hy sal jou net nou neem. Can you feel the presence of his? Kan jy die teenwoordigheid voel van sy van die bos terwyl hy daar kniel in geloof in sy teenwoordigheid? And purchase my salvation.